Nou ja, baie welkom almal by Kuier om die Woord op hierdie bewolkte, reënerige Woensdag. Koeldag. Baie lekker weer, herfsweer, né? Ons is by Jesaja 53. Ek kon nie wag om by hierdie hoofstuk uit te kom nie. Is 'n baie ryk hoofstuk. Hierdie hoofstuk het vir ons baie beteken destyds toe Ja. ons ontdek het dat deur die handoplegging, deur die wonde van Jesus, kom daar genesing. Dit het 'n groot impak op ons lewe persoonlik gemaak en ook op die bediening. Die bediening van hande op die siekes lê. Markus 16, hulle wat glo, sal hande op die siekes lê en die sieke sal gesond word. Nou ja, kom ons kop weg, kom ons begin. Ek wil nie die hoofstuk afjaag nie, want die hoofstuk is so ryk. Nee. Absoluut, ons jaag nooit niks af nie. Ja, maar hierdie Ons hoofstuk, kuier lekker om die woord in ons. hierdie Om te hoofstuk, kuier is om ons baie te gesels, né? Saam met Jesus, om Jesus en die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid. Ja, in hierdie hoofstuk? het soveel verskillende dimensies Ja, absoluut. en dis so ryk hoofstuk. En dit is die hoogtepunt En die basies woord in te van neem, Jesaja. 'n woord in te neem maak jou skatryk. Onthou nou, die boek Jesaja is geskryf 700 en something jaar voor Christus. Ja, en dis dit nie wonderlik dat die Heilige Soos 'n Gees deur die profesie. profeet hierdie voorspelling so akkuraat maak en in Christus word alles vervul. Meer as 300 sulke verwysings is vervul in Christus Jesus. Goed. Wie het geglo wat aan ons verkondig is en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Nou daai liedjie van As niks meer sin maak nie, Yes. het ons ons liedjie. Ja. Kan jy hom onthou? Hoe Ja. gaan hy? Kom ons probeer hom sing. As niks meer sin maak nie, die son Nie nie deurbreek nie, as niks meer saak maak nie, sal hy soos 'n loot uit jou droë grond opstaan en jou lewe gee. Nou dis vir my baie mooi. Baie keer voel jou lewe baie droog en jy kyk na jou plante of dit is baie droog. En jy sê, "Joh, hierdie plant gaan nooit weer groei nie." En dan is daar so 'n droë stuk plant daar dalk en dan gee jy 'n bietjie water en dan ontwaak daai plant. So hy sal so in jou droë lewe, jou droë denke, sal hy opstaan. So as ons hierdie woord van môre, die Christus woord inneem, dan raak daai droë denke van ons weer lewendig. Nou, Pragtig. hulle sê hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie. Onthou nou, weet jy wie van julle het The Passion of the Christ gesien, die film nie? Nou, Mel Gibson het dit redelik goed geportrei wat met Jesus gebeur het. Daar is hier en daar iets wat hy bietjie misgevat het, jy weet. Mens kan dit verstaan. Ek dink wat daai film eintlik uitgebring het was die gruisaamheid. Ja, Van dis so gruisaam gedoen soos dit werklik was dat mense dit amper nie vir kinders wil wys nie. En ons het hom een aand hier gekyk baie jare gelede toe dit uitgekom het, ons het die film in die hande gekry of het ons die video. ons het die video. En joh mense, dit ruk jy so in jou hart as jy sien die geweldige wroging en pyn wat hy deurgegaan het vir ons en as ons. Onthou, ons is almal saam met hom in die 3 dae kruisoperasie ingetrek. En toe skryf jy nou hierdie liedjie eintlik. En ek het nou die voorreg gehad om hom te toonset. Ek weet nie Ja, of my maar ons gaan nou by hom gaan kom. ons hom nou 'n bietjie Ons gaan nou by hom kom want ek gaan 'n bietjie stil staan by Jesus se suffering Ja. wat hy gehad het. Ja, en hierdie liedjie pas daarbey want ons het die liedjie het sy so geskryf asof Jesus dit self sing terwyl hy aan die kruis hang. Ons sal hom nou sing. Soos die van julle wat nou luister en lank genoeg luister,
sal julle uiteindelik daarom die liedjie ook hoor. So baie mense luister mos iets, ons is nou deesdae die TikTok idee. Jy weet, jy wil iets vinnig sien, jy wil nie 'n lang ding sien nie, jy kyk so 'n bietjie en as jy moeg. Wat het van ons mense geword? Ons het 'n TikTok idee gekry en die ding moet baie kort wees of ek kyk hom nie. Nou ja, nou sien ek al so op party predikers wat 'n minuut sermon bring vir hierdie mense. Ons luister hulle nie. Kom nou man, ek kan uur met die woord sit. Julle, hoe voel julle oor die woord? Die woord is Jesus. Okay. So Jesus is gekruisig op 'n Vrydag en volgens die geskiedskrywers hierso was dit April, die 3de April. Dit was op die kalender gewees. 3 uur die middag gedurende die Passover, wat's Passover? Ja, en is dit nie wonderlik nie? In Afrikaans? Ja, die Paasfees wat hulle vier, Paasfees. en terwyl hulle Paasfees vier, besef hulle nie die ware Paaslam Dis word dieselfde wat ek nou tyd wou sê. aan die kruis gehang. En weet jy, daai kruis is van hout gemaak, né? En die diepere betekenis daarvan is, Jesus word aan 'n boom opgehang. Dis wat 'n ander vertaling sê, hy hang aan 'n tree. Dis daar een op ander skriwe, dit so verwys. Nou wat het skeef geloop met Adam en Eva? Hulle het geëet van die verkeerde boom. En hier word Jesus dan aan die boom gehang, om weer die boom van kennis van goed en kwaad wat dood bring, lewendig te maak. En Jesus word dan die boom van lewe, en wanneer ons hom aangeneem het, dan word ons uit sy aard uit bome van lewe, en dan is ons die bome wat geestelike vrugte dra, Galasiërs 5:22. Wat geestelike, lewendige vrugte dra vir ons medemens. Okay, jy soek nou iets hier in die woord. Ja, soos ek sê, ek gaan nie jaag oor hierdie nie, want dit is nie nodig om te jaag nie. So ons sien hierso in Matteus 27 vers 12, verskoon tog. En terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. So selfs in die Ou Testament kry ons, ek dink ons gaan dit hier Ja, dis in Psalm 22 ook. Ja. Kry by Hy die stom stom voor voor sy sy skeerders, ja. skeerders. En daar profeties het Dawid dit uitgespreek. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie. En die goewerneur het hom baie verwonder daarop. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat die mense wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. En nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom, hoofletter, uit nydigheid uit oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou boodskap na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. So sy waarsku hom basies te sê, moenie iets leliks aan hom doen nie. Nou, omdat ons net perspektief kry hierso, dis nou die keiser, die Romeinse keiser, wat nou die besluit finaal moet neem dat Jesus wel gedood kan word, want die Jode hits hom nou aan. Kan julle sien, hierdie hele aanhitsing kom uit die Jode, die sinagoge mense nogal, die kerkleiers van daai tyd, wat Jesus wil ombring. En hierdie ou vind geen fout in hom nie, want dit is soos daai skaap wat vlekkeloos is, né? Ja. Onthou met Paasfees moes hulle 'n skaap in bewaring bring, eers 'n lam, né, 1 jaar oud lam, Ja. ram, en dan moes hulle hom nou baie mooi deurkyk, het hy enige letsels of foute aan hom. Want net 'n perfekte lam moet gegee word vir die Here. En Jesus dan word hierdie vlekkelose perfekte lam. En selfs dan die keiser, wat die hooffiguur is of die hoogleier is, vind geen fout aan hom nie. Is dit nie paslik nie? Nee. Yes. En terwyl, ja, ek het dit gelees, maar die owerpriesters en die ouderlinge, Kyk nou, wie
owerpriesters, wie is die kerkleiers Die kerk van daai tyd van die tempelgebou Yes. van daai tyd. het die skare oorgehaal dat hulle moes vra dat Barabbas vrygelaat word. Of, kan jy dit glo? Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle skree, Barabbas. Kan jy dit glo? En Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal, laat hom gekruisig word. Wie is die hooffigure wat dit sê? Die leierskap van die kerk van daai tyd. Is dit nie tragies nie? Yes, ons het 'n ander lied van die man met die purperkleed, né? Ja. En die skare skree eendragtig, kruisig, kruisig hom. Die man met die purperkleed. Ja. Nou, 'n ruk voor dit kom Jesus in Jerusalem aan en hy ry op 'n donkie. En die skare skree, Hosanna vir die seun van Dawid, en hulle trek hulle klere uit en gooi hulle klere op die pad en hulle het palmtakke gevat en dit gewaai en dieselfde skare net paar hoofstukke ver. Ja, net 'n paar dag of wat Sê, verder. Dan skree kruisig dieselfde hom. skare wat gesê het, Hosanna. Dan Kruisig sê hulle hom. kruisig hom, kruisig hom. En hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar 'n oproer gaan kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan maar toesien. En die hele volk antwoord en sê, hoekom het hulle dit gesê? Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En 40 jaar later, toe kom die groot oordeel, en Jerusalem word verwoes, die tempel word verwoes, 1,2 miljoen Jode, dis hierdie ongelowige Jode, is omgebring. So dit het waar geword wat hulle wou gehad het. Laat sy bloed op ons kinders kom. God is genadig, vir 40 jaar is hy genadig. Kom die genade boodskap na almal toe. Bekeer julle, verander julle sienswyse, neem Jesus aan. Nee, hulle bly nie, tot vandag toe, 2000 jaar verder, in die Joodse nasie, in Israel sogenaamd vandag, daar is ware Christene daar, maar die meerderheid, en veral die leierskap, is anti-Christ. Hulle stel nie belang in Christus nie. En tog wil ons hulle vreeslik prys. Ek weet nie hoekom doen ons sulke goed nie. Hulle is teen Jesus, hulle verwerp Jesus. Nou ek wil vir julle een ding sê, jy's of in of jy's uit. Jy neem Jesus aan en jy's deel van die koninkryk, die koninkryk, of jy verwerp Jesus en jy's buitekant. Christus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is die afsnypunt. Die kruis het ook 'n kruispunt. Die vertikale is God van bo, wat ons verlossing bring, die horisontale is ons, hy kom kruis ons, hy maak ons negatiewe plus, want dis wat die kruis is, 'n plus, en daai raakpunt aan die kruis, dis jou besluit, gaan jy in of gaan jy uit, is jy in of is jy uit, nou tot vandag toe, is die sogenaamde Joodse nasie, wat nie eens biologies mee ooreenkom met die oorspronklike Jode nie, is hulle heeltemal anti-Jesus. Maar daar is daarom van hulle, wat Jesus aangeneem het, klein minderheid. En dan in Palestine na vandag, wat hulle so bombardeer, is daar ook ware Christene. En hulle skiet hulle dood. So moet nou nie vir my sê, ek moet vir hulle geld stuur. Sorry, ek sal dit nie doen nie. Goed, gaan voort. Vers 26, toe laat hy vir hulle Barabbas los, en Jesus het hulle laat gesel, en oorgebring om gekruisig te word. Dis waar hy sê, hy is verag en deur die mense verlaat, né, vers 3 nou. Vers 3. Dit pas so by daai Nuwe Testament. Dit is voorspel en dit het letterlik dan so gebeur. Hierdie was, so sê jy, 700 jaar voor die tyd 700 and something jaar voor dit. So gaan jy vers 3 lees, né? Ja, nou wil ek net sê, hoekom sê hy, geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie, want toe het hulle hom laat gesel, en die gesel was 39 houe met die Romeinse kats. Nou daai ding het sulke uitvloeisels gehad, die kats, is 'n sweep ding, wat sulke verskillende vertakkings voorgehad het. En aan dit het hulle stukkies
geroeste, sê nou maar, ysterklippe en goed vasgemaak. Ja, hulle sê En dan is bene, dit is ook geplaas in vlotsel, modderwater. spil, modderwater, sodat dit as dit jou nie doodmaak en sal die vergiftiging, wat daarna kom, en die besmetting, sal jou dan doodmaak. So, toe hulle hom so geslaan het, daai 39 houe, nou as Dr. James van Zyl van Stanger, 'n mediese dokter wat ons goed geken het, ek weet nie, leef hy nog, het dit vir ons beskryf, hoe erg dit uit 'n mediese oogpunt moes wees. Hoe daai vleis afgeruk was van sy rug af, dat jy sy longe kon sien, hè. Sy ingewande is oopgekloof. So hy was geen mens meer, hy het daar soos 'n paparysel gehang aan daai kruis. Hy was so vermink, jy kon hom amper nie herken. Dis hoekom hulle sê, geen voorkoms, en jy kon hardly sien dat dit 'n mens was. So was hy geslaan gewees. Ek dink dit staan in Psalm 22 ook van Ja. presies wat hulle gedoen het. Nou, het ek net gou gesê, die geestelike betekenis van om geslaan te word met 'n kats, is mense wat nie wou hoor nie, rebelse mense, geslaan met 'n kats. En hier gaan Jesus en hy vat dit, daai 39 houe, sodat ons nie hoef rebels te wees nie. Ja. Nee, Ja, en hy betaal daarvoor. Ja, in Johannes Met 12, sy wat vir my liggaam. so mooi is, Yes. hy het ons almal saam ingeneem in daai proses in. En dit wat jy nooit kon regkry of doen nie, het hy vir jou en as jou, ek hou so van daai twee woordjies, vir en as. Hy het nie alleen in daai kruis gehang nie. Jy was saam met hom daar. En dis wat my so opgewonde maak as ek hierdie hoofstuk nou lees, is hierdie groot werk wat hy gedoen het, wat die Vader deur hom gedoen het, was ek ingesluit, jy is ingesluit daarbey. En al wat ons vandag kan doen is sê, dankie Jesus, iets gedoen wat ek nooit kon doen nie. En nou vat ek dit as 'n geskenk. Sê amen. Amen. Wow. Vers 3, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Mense wat gekruisig is in daai tyd, hulle het net die slegste misdadigers gekruisig. So, dit was nie 'n eerbare dood nie. Skandelike Verstaan dood. jy, dit was 'n skandelike dood. Soos as sê nou maar iemand het mense vermoor en kindertjies seergemaak en allerhande goeders. Hier laat hulle nou so 'n moordenaar vry, omdat maar Jesus wat onskuldig is, nee, hy moet gekruisig. Kan julle die haat sien, Ja. wat in godsdienstige mense is? Ja. 'n godsdienstige mens sal jou doodmaak, ek sê dit vir jou vandag. Die moslems is ook godsdienstige mense, hulle is absoluut oortuig, hulle God, sogenaamd Allah, hy wil 'n oorlog voer die hele tyd, hy wil mense doodmaak, en hulle glo, as hulle mense doodmaak, vir Allah sogenaamd, dan kry hulle nou in die paradys vreeslike voordele. Never mind. Okay, kom ons gaan aan. Ja, so en toe, dat ek net gou, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Wat hier bykom is die vreeslike, die mense wat hom geken het, wat vir Jesus geken het, was skaam gewees daaroor, dat hy so 'n dood moes sterf. Ja, dit het hulle nou laat twyfel. Nou. Kyk, die mense wat nou in Jesus geglo het en hom gevolg het, en moes geweldige aanslag op hulle geloof gehad het. Want hier is wat gebeur nou. Jesus sal nou ons koning wees. Hy gaan nou oorneem, want baie het 'n politieke oplossing gesoek vir daai tyd. En hier word hy dan nou gekruisig. As hy dan God is, hoe laat hy dit toe? Ja, so hulle, as ek plat Afrikaans kan gebruik, hulle het 'n glei gevang. 'n glei gevang in Jesus, want Jesus het dan nou gesê, hy is die koning van die konings en hy is die Here van die Here. Hy het dan gesê, hy is die leeu van Juda en hy is die blinkmorester en alles. En hier gaan hy nou deur hierdie skandelike ding. En julle ken mense. Wie van julle ken mense? Mense kan so Die vinnig. oomblik as daar iets negatiefs in jou lewe gebeur, wat maak hulle? Hulle flap hulle tandvleise op mekaar. Hulle wat? Flap hulle tandvleise. So, hulle skinder oor, as babbel. daar nou iets verkeerds in jou lewe gebeur, en
kom ons sê nou maar, jy skryf jou kar af of iets, dan praat die hele dorp daaroor, hy het hulle gehoor, so en so en so, ons wonder, was hy nie dronk nie, was hy nie regtig skuldig nie, jy weet, hoe dit nou gebeur, jy weet, ensovoorts, ensovoorts, en dit het mense afgesit, en mense het gesê, ja, ons het gehoor, hierdie man is so 'n fantastiese man, en nou doen hulle dit aan hom, en dit verander nou ons perspektief, oor wie hierdie man was, maar hulle het hom nie geken in sy hart. En Jesus het voorspel dat hy sal doodgemaak Hy het word. dit voorspel. Hy het dit tog voorspel. En dit het net so gebeur. Ja. Maar baie het dit net nie daai deel gehoor nie. En Is by vers 4. vers 4. Hy was Lees verag dit en maar net ons het weer. hom nie geag nie. Ja. So almal wat rondom hom gestaan het by die kruisiging, behalwe natuurlik Johannes was daar. Petrus was nie Weet daar jy nie. wie eintlik Maria uitstaan? was daar. Wie Maria uitstaan? Magdalena Kan ek was net iets sê? Wat uitstaan is die Ja. vrou wat daar was, Maria Magdalena. Yes. En sy was by alles. Sy was Sy by alles. sy het alles deurgemaak. Sy was ook die eerste een wat by die graf uitgekom. Amen. Die ander het nou gedink, okay, dis Kobai, dis nou verby. En sy het Nie 'n sy nie. reputasie gehad. Ja, sy het voorheen 'n reputasie gehad. Ja, presies. 'n negatiewe reputasie. 'n negatiewe tot sy reputasie. Jesus ontmoet het. Presies. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hier kom die konnektasie nou in. En jy sien dit vandag nog met die prosperity cult. Wie van julle weet wat is die prosperity cult? As jy nie 'n Mercedes ry nie en jy het nie 'n ring aan elke vinger nie en jy is nou maar 'n eenvoudige ou Christentjie, dan kom daai smaat in en hulle sê, wat se God dien jy? Hoekom kan jy nie ryk wees nie? Hoekom kan jy nie afsjou met jou, jy verstaan? En hier kom hy en hy het al daai goed. En vir my interessant wat hier is, hy is deur God geslaan. So dis hoe hulle dit gesien het. Dis God wat hom nou slaan. Dis my punt waar by uitkom. Nou kom by daai punt uit, jong. So die mense het dit gesien as God kan nie met hom wees nie, want kyk hoe sleg gaan dit met hom. En tot vandag toe is mense so, dat as dit met jou swaar gaan, dan sal mense hulle rug draai op jou en hulle sal sê, God kan nie daar wees nie, want kyk hoe swaar gaan dit met daai mense. Wat hulle nie verstaan nie, is, baie keer moet jy deur daai vallei gaan, en jy moet aan die ander kant uitkom, jy word gelouter, en jy leer iets. Ek gaan net nou verder praat oor deur God geslaan. Onthou net daai deur God geslaan, hoor? Onthou dit net. Dit is nie God wat hom geslaan het nie. Onthou dit net. Okay, want net nou gaan hy iets sê van, dit het God behaag. En ek wil net die Afrikaans daar reg perspektief stel. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, en ek dink nou spesifiek aan daai ander Ou Testamentiese skrif wat die strale wat uit sy hande kom. Habakuk. Ek dink hy praat van in Afrikaans van horings, maar die ander vertalings praat van strale. So ek dink dis daai spykergate so in sy hande, waar die strale van genesing dan uitkom. En as hy dan vir ons sê, julle wat glo, Markus 16, lê die hande op die sieke. Elke keer wanneer ek dit doen, dan sien ek daai skrif in Habakuk, wat die strale van Jesus, my hande sit ek op, maar dis Jesus se hande dan. En dan deur my hande kom die krag, omdat ek glo. Wie glo almal? Dis van genesing. En mense weet julle wat, dis baie keer 'n tasbare krag, wat jy kan voel. Jy kan dit nie sien nie, dis soos elektrisiteit. Jy sien nie daai elektrisiteit nie, maar sit jou hande bietjie in daai 2 gaatjies daar by die plek in, as jou vingertjies so ding is.
As jy wil 'n free perm hê. Ja, dan as jy 'n free pill. Dan ewe skielik dan voel jy daai krag. Nou ek baie keer wanneer ons vir mense bid en ons hande so op lê, dan voel jy hoe daai krag deurgaan. En baie keer is mense nie gelowig nie. Dan skop daai krag terug na jou toe en dan voel jy amper dit gaan jou van jou voete afgooi. So kragtig, dis werklik soos die Engels sê, tangible power, tasbare krag. En jy moet dit glo. Jy moet jou hande vat en op die siekes lê. En jy self sal 'n tintelend baie keer ervaar van krag wat deurgaan. En selfs vir die mense wat jy bid dan, sal baie keer vir jou sê, "Wow, wat het nou gebeur?" Daar's werklike krag in almal van ons hande. Hulle wat glo, almal wat glo, se hande. Nou kan die een nou sê, "Ja, maar ek het nie hande nie, my hande is geamputeer of iets." Wel, dan vat jy jou voet. Die krag is nog binne in jou. Sê amen. Of jy lê dan die deel wat oor is, dan die stompie van jou arm, en jy druk dit op die siek persoon. Deur sy wonde het daar vir ons genees kom, en dit staan ook in 1 Petrus, né? 1 Petrus 2 vers 24. Herhaal Petrus hier dieselfde skrifgedeelte. En hierdie wat jy genoem het is Habakuk 3 Lees hom vers bietjie vir ons. 4. Ja. Habakuk 3 vers 4 vir die wat dit neerskryf. En glans so sonlig is daar. Nou, let wel, jou Afrikaanse Bybel sê ligstrale aan sy sy. Ja, dis reg. Aan sy sy, maar dis nie regtig nie. Die Engelse vertaling praat van, het iemand 'n Engelse Bybel hier verhoor? Kom ons kyk gou daar. Ag Karel, gryp hom gou daar vir ons. En daar is die omhulsel van sy krag. En daar is die Omhulsel. So, waar is die omhulsel van sy krag? Vat jou hande. Dis die omhulsel. Nou, as ons na die kragprop kyk teen die muur, dis die omhulsel van die krag. En hy is omhul, sodat die kleintjies nie hulle vingertjies daar kan insteek nie, né? So, ek sien dit so, jou hande is die omhulsel van sy krag. Sit net jou hande op iemand. Ons sien so baie mense om ons wat siek is, maar ons vergeet om hande op hulle te lê. Kom nou. Wie van julle het 'n siek persoon sopas in jou lewe en jy dalk vergeet om na die persoon toe te gaan en jou hande op die persoon te sê en sê in die naam van Jesus ontvang jou genesing. Hoekom doen ons dit nie? Of jy het skielik 'n hoofpyn. Eerste ding wat jy aan dink is die Aspros of die Disprins of die watse pille? Nee, pynpille. Wat van jy los dit eers en vat jy 2 hande en sit dit op jou kop en sê dankie Here, deur die wonde van Jesus het daar vir my genesing gekom. Kom nou. Baie keer as jy Is ons gelowig of is ons nie? Baie keer as jy vir iemand anders bid om gesond te word, dan word jy gesond. Dis reg. Jou hande is die omhulsel. Ja. Jy is heeltemal reg. Hoeveel keer kom ons baie keer hier by op Sondag hier aan by die Presies. diens en veral pastoor Mubie al getuig daarvan en al dan baie. voel sy ellendig, maar dan gaan sy aan met die lofprysing en die aanbidding. En ons liedere, al ons liedere is woordliedere. Dit sing Jesus, dit sing die woord. En weet jy wat? Ons het nie 'n paar liedjies nie. Dan is die siekte weg. Gesond. Ek het al hier in die kar gesit dat ek so koors gehad het. Nie geweet het dit was my naam Aser of Masa nie. Dan klim ek op die verhoog en dan begin ek die Here loof en prys. Tweede lied, derde lied. Dan is jy reg. Dan is ek Nou, reg. 'n ding wat Maar gaan klim nou in jou bed en gaan lê in jou bed en kry jouself nou jammer. ja, Dan vergeet word om jou jou hande op siekte jouself te lê. erger. Word die siekte erger en jy voel al hoe is daar 'n woord soos badder. En veral as jy begin sê, It's bad English. ek is siek. Weet jy wat, as jy It's begin dit badder. sê, ek is siek, ek is siek, ek is siek. Weet jy, dan word dit erger. Wat van as jy begin sê, deur sy wonde, het daar vir my klaar genesing gekom. Dankie Here, ek is blakkend gesond. Wat gaan gebeur? Daar's krag in jou woord. Nou hier is iets baie mooi. Jy Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou waar's wonde? Die wonde is aan die lyf. Amen. Nou wie is die liggaam van Christus? Ons. Nou jy's nou 'n lidmaat. Nee. Ja, ek is gewond. Ek het seer gemaak. Die mense maak my seer. Hulle kyk my op en af.
Iemand het niks van my gesê en iemand het dan, shame, het jy seer gekry? Waar is die beste plek? Nou ja, hier is my ou vinger. Nou het ek my vinger met die 4-pond hamer plat geslaan. En daar, en hy pyn, maar ek het nie gevloek nie, ek beloof julle. Ek het myself ingehou en gesê, deur sy wonde is ek genees, maar in elk geval, okay. Nou val jou naal af en hy is nou daar sny ook aan my vinger en dan sê ek, hier vinger pyn nou vreeslik. Nou skroef ek my vinger af. En ek sit nou maar op die rak en ek sê vir hom, nou bly jy daar vinger tot jy gesond is. Is dit slim? Nee, dit is baie dom. Die beste plek vir daai eina vinger is om vas te wees, deel te wees van die liggaam van Christus. So as jy pyne, nou baie mense wat nou pyne het in hulle lewe en drama het, nee, as dit klomp skyn heilig is by daai kerk. Ek gaan nie meer na 'n kerk nie. Dan moet jy ook nie Pick n Pay toe Ja, gaan. dan moet jy ook nie supermark toe gaan nie, nee. Jy moet ook nie bank toe. Die beste plek vir jou einas en jou seer en vir jou gesondheid is deel te wees van die liggaam van Christus. Amen. Jesus, sê Halleluja. amen. Dis die plek waar die lidmaat gesond kan word. Deur sy wonde. Die wond is in die liggaam. Die wond moet by die liggaam bly sodat hy die liggaam deur die liggaam gesond gemaak kan word. Daarom haal hy hande op die siekes. So wie lê hande op die siekes? Ons doen dit vir mekaar. En die sieke hy sal moet baie sterker uitgedruk word, want die vertalings is baie keer so bietjie te veel in die sal in. Daarom het sê is. Jy moet eintlik bid, jy is nou genees. Amen. Jy is, wanneer gaan jy genees word? Is. Amen. Sal, nee, is. Dis hoekom die 7de puitjie wat ons nou gaan maak van die pit-pitbaan, Yes. gaan wees die is-faktor Amen. van geloof. Ons slaan af met die sal, en ons gaan nou U-turn maak, en ons kom op die berg, En Marco het al en die daai is in. pytjies Nee, hierdie een moet hy nog doen, hierdie een is nog nie gebou nie. Die geloof een gaan ook so 'n U-draai hê, oor 'n berg, en dit gaan in die is-faktor kom, en ons gaan almal, ons daai pytjies speel, sê ek slaan af met die sal, en ek gaan om die draai, en ek kom in die is in. Geloof is altyd nou. Hoe weet ek is in ware geloof in Christus Jesus? Ek sê, dankie Here, ek het dit. Deur sy wonde is ek genees. Die Here is my herder, niks ontbreek my nie. Kan julle die is sien? Okay, gaan verder aan. Hierso het ek hom in die Engels, Habakuk 3 vers 4. Habakuk. And his brightness was like the sunlight, and rays streamed from his hand. Daar is hy. Nie in And Afrikaanse rays- Bybel. aan sy Engels is sy meer korrek vertaal. hand. Out of his hands. And there, in the sun-like splendor, was the hiding place of his power. En omdat ons saam met hom ingeneem is aan die kruis, en ons saam met hom daar gehang het, jy kan jouself nou so ervaar, hoe jy aan die kruis hang, en jou arms is so ook nou op die horisontale vlak, en dis daai hande van jou dan, wat nou Jesus hande is, wat jou op die siekes lê, en dan kom daai strale van genesende krag deur jou hande, en gaan in die siek persoon in, of in jouself in, of is jou hondjie, weet jy, dis waar ons kan begin oefen, jy is dalk skaam om jou hande op mense te lê wat siek is, begin met jou hondjie, jy sien jou hondjie nies of hoes, of jou hondjie lyk oulik, vat jou ou brakkie, en sit jou hande op die brakkie, begin oefen daarmee, sê amen, ek en pastoor Mikie het so begin, en toe het ons later daar op die plaas, het ons die volk wat daar gewerk het ons so nou vrymoedig gehad, en hulle het dit gegryp hoor, hulle het dit gevat, en toe naderhand, toe gaan ons na ons eie mense toe, en so het ons nou so gewoond geraak om vir almal te bid, ons moet weer terugkeer daarna almal van ons, wees Amen. haastig om vir iemand te bid, jou hande op die siekes te lê. Goed. So julle weet, hulle het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy kop gesit. En nou weet julle, ek wil dit net verbind aan Genesis. Nadat Adam en Eva geval het die judgment op hulle gekom en daar's gesê, van nou af sal die grond dorings en distels voortbring. Dit is basies 'n curse gewees. En hier kom hulle, en hulle spot hom uiteindelik. Nou, daar's baie goed wat 'n mens kan deurstaan, maar die oomblik as mense met jou begin spot, byvoorbeeld as 'n ou mens, dis iets wat baie lelik is. Ja, hulle noem die ou mense ons krimpies.
Ja, dis baie lelik. Nee. Want dan ag jy nie meer daai persoon iemand wat nie geag is nie en ons het hom nie geag nie. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het hom verag en hulle het hom nie geag nie. Presies, ja. Nee. OK. Vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Nou weer ongeregtigheid teenoorgestelde van geregtigheid. Geregtigheid word uitgedruk met die vrugte van die Gees, Galasiërs 5:22. Die teenoorgestelde van die vrugte van die Gees is ongeregtigheid. Goed. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hoekom sê hy, hoewel hy onderworpe was? Hy het dit nie teëgestaan nie. Hy kon as hy wou. Hy kon as Hy het op 'n stadium gesê hy kon 10.000 engele Hy kon, maar in die tuin van stel- Getsemane het hy Ja. gesê, Here, nie my wil nie, U wil. U wil. Ja. Yes. Hy was onderworpe. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie En dit kan jy ook gaan lees in oopgemaak. Psalm 22, ja. Dis hoekom Psalm 23 so wonderlik is, want nadat hy hierdie prys betaal het, het ons nou Psalm 23 wat ons kan uitleef. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Nou ek wil nou net so 'n bietjie hierso stil staan by sy verdere torture, want hulle sê hierso hy is getortured. Getorture in Afrikaans asseblief, pastoor Mempie. Kom, torture. Torture in Afrikaans. Mishandel. Dis Daar's 'n mishandel. ander woord ook. Hy Ja. is kyk, as jy iemand wil laat praat wat nie wil praat nie, dan word hy nou kom nou. Geïnterrogate, ja, getortured. Nee man, wat sê Afrikaans? Hy word nou kry ons nie daai Afrikaanse woord nie. Hy word gedwing om te praat. Kom nou. Ja, maar iemand wat 'n foon dit het was die hierso, Afrikaanse wat woord laat nie. hy tik vir my tog daarin torture, dat ons die Afrikaans. Dis nou nie dat ons nou net pro-Afrikaans en alles is nie. Miskien moet ek eendag alles in Engels doen, sodat daar meer mense kan die woord hoor. Want Maar jy ek sal lyk so met die bietjie- boerenasie wil nie eintlik die woord. Ek sal so 'n bietjie Hoor baie aangaan en hulle het hom sy eie kruis laat dra. Nou moet jy weet, daai kruis was swaar geweest. Ja. En sy hele rug is oopgeslaan en hulle het daai ding op hom neergesit en dis kilometers wat hy daai kruis moes dra. En die pyn daarvan en die skaam en die grootste ding is die eensaamheid. Want waar is al sy disippels nou? Waar's die mense wat vir hom lief was? Where are they? Jy weet, hulle het verdwyn, soos mis voor die môreson. En dis hoekom ek hierdie lied geskryf het, van I'm hanging on the cross Ring hom mense laat ons of wil desolation. hom nou sing. Yes, Okay, hierdie desolation, kan jy my spreek? Marteling. 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 Hulle ai. martel iemand om sodat hy moet praat. Ja. Nee, torture. Ja. Ek weet nie hoe ek sou nie kon opsoek nie, ek weet nie hoe spel jy torture nie. Okay, in elk geval. I'm hanging on this cross of desolation. Is 'n lied wat ek jare en Dis jare nou terug geskryf asof het. Jesus dit sing. Ja. Jesus hang nou daar in die kruis en hy's alleen. Okay. Maar toe ek het geskryf het, Maar hy is nie alleen nie, die Bybel sê ons het saam met hom daar gaan. toe ek het geskryf het ek dit geskryf uit my eie pyn uit. En ek het nie besef, dit kom 100% ooreen met wat Jesus ervaar het. En eintlik het hy saam met hom daar gehang. Ja. I'm hanging on Kom ek the sal hom cross of... ek sal hom beweeg insit.
I'm hanging on the cross of desolation. My friends, my brothers forsake me. When they realize my star is going under, sighing, breathing heavily, no place for comfort. I felt the pain of dying without my brothers. I prayed and prayed till all was worth tears and hunger. A hunger to live, to love, to serve, to worship Him. Nou ja, ek gaan hom verder lees, want ons moet eintlik 'n Katari gehad het. Until this earthly scene disappear in wonder, when I see His face again, the face of my Redeemer. Hier begin ons nou sing. My Saviour, my Comforter, a hunger to live, to love, and serve, to worship Him. Nou hierdie klink so al of ons hom nou verwag, en ons wil nou hê hy moet kom om die probleem op te los, maar nou weet ons, die is-faktor van geloof sê, hy is reeds binne in jou, die Heilige Gees is in jou, en jy het nie nodig om te wag nie, want jy is nou kragtig bedeel met sy krag, dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, werk nou in jou en deur jou, dit is sy liefde om die mense in jou lewe te bedien, die mense. Sê amen. Ons wag nie vir iets om te gebeur nie, dit het klaar gebeur en nou die groot een is binne in ons en nou gebeur dinge deur ons na mense toe. Ek wil gou iets sê van lavender. Lavender, Lavender, die plant. die plant, Okay. lavender. Ek dink jy praat nou van iemand wat ons ken. Nee, Okay. nee, dis so 'n stukkie prosa wat ek gelees het en iemand stap, hier's die paadjie met die klippies op en iemand per ongeluk stap buitekant die pad en hy stap op die lavender wat langsaan is. Op die plantjie nou. Op die plante. En, okay, nou praat die klippies van die pad en die lavender praat. Nou wat gebeur as jy nou by lavender trap dan? Wag nou. Okay. Wag nou. Nou sê die klippies, Klippies praat, hè? die klippies praat en die klippies sê, wat ruik so lekker? En die lavender sê, I'm crushed. dis ons. En die klippe sê, maar hoekom ruik ons nie so nie? En die lavender sê, want niemand het op julle getrap nie. Ja. Dis Met ander wanneer, woorde, wanneer jy seer kry en wanneer jy, dan kom die heerlike geur eintlik uit. dan kom die lavender Ja. se geur Ja, die almal van julle wat die plante in julle tuin het, jy vat die blaartjies aan met jy dit so vryf. Ek voel baie ek weet, vry. en ek eendag vir die plantsonderhawe. Maar weet jy hoe lekker ruik dit dan aan jou hande, né? Nou waar kom die kosbare olie vandaan van die vrou wat Jesus sy voete gesalf het met hierdie kosbare olie. Ja. Nardesalf. Dis Nardesalf. plante wat Gekrash is. gekras is, dan kom die olie naderhand uit. Ja. En baie keer, soos wat ek Sondag gesê het, baie keer kry mense skaam as hulle as Christene ly. Moenie skaam kry as jy as 'n Christen ly nie, because you are crushed. Die beste gaan nou tevoorskyn kom. Crushed. En dis waarom Jakobus sê, ag, dit Yes. louter vreugde my broers en susters, Amen. julle alle verdrukkinge en probleme het, omdat die einddoel van julle geloof, dit bewerk eintlik, nee, nou is ek al by Petrus, want dit bring wat? Volmaaktheid in jou geloof. Leidsaamheid. Wil jy gou Jakobus vir ons lees? Ja, leidsaamheid. Ja. Ja, dit bring, as jou geloof tot volle Ontwikkeling of jou geduld, tot volle ontwikkeling gekom het. Wie van julle se geduld is nog nie ontwikkel nie? Jy raak so gou ongeduldig. Maar as jou geduld tot volle ontwikkeling kom, sal jy volmaak wees en sonder gebrek. Wie van ons wil so wees? Wie wil 'n toestand bereik van volmaaktheid in die Here? Daar's hy. Ag, dit dan louter vreugde as daar moeilikheid is. So as jy nou weet drama het, of mense hou nie van jou nie, of mense is kinders van jou, of jy hoor negatiewe dinge, dan sê jy, wow, halleluja, hier is 'n geleentheid vir my Amen. om tot volheid te ontwikkel.
My geduld word nou beproef en ek gaan deur hierdie ding werk. Dankie. Weet jy wat, as jy wil spiere hê, Marco, het jy gewigte nodig, nee. Jy kan nie net eendag het ons nou so gaan toe spot die een ou met my. Toe sê ek sien jy het nie eintlik spiere nie. Toe gaan kry 'n besemstok na. Toe sê hy vir my, begin jy eers om dit op en af te met die besemstok. Ek sê ag nee man, sit daai groot gewigte van my aan. Jy weet as die jong manne. Toe was ek nou daai jong man. Ons breek altyd, jy weet met jou spiere. Maar jy kan nie spiere ontwikkel as jy nie gewigte het nie. Jy kan nie jou geduld tot volmaaktheid bring as daar nie gewigte aan is nie. So ag dit louter vrede. My boetie en sussie, as daar teenstand en weerstand en drama kom, want jou geduld is besig om te groei tot volle ontwikkeling en dan sal jy volmaak wees en sonder gebrek. Amen. Kom ek vra gou vir julle, wat is geestelike groei? Mense dink geestelike groei is om lekker te voel. Dis om so met 'n harp te sit op 'n wolk en dan speel jy. Geestelike groei is om deur hierdie ding te gaan. Ja. En toe te laat dat jy gesquash word. Dan kom die heerlike geur tevoorskyn. Luister wat sê hy hierso. In 1 Petrus 4 vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus. Die lyding van Christus. Moet julle bly wees. So baie mense begin die Here volg en dan kom daar drama en die familie draai teen jou en vriende draai teen jou. Dan hou ons op. En dan stop jy. Nee, nou moet jy bly wees. Nou moet jy sê, "Wow, iets is besig om te werk." En hierdie dinge is om my te vorm en my geestelik nog sterker te maak tussen my ore. Okay. Want luister wat sê hy hier in vers 13. Hy sê, julle moet bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Wat sê dit vir my? Jy gaan deur hierdie moeilike situasie. Jy het gemeenskap met sy lyde en nou kom jy. In hierdie moeilike situasie word sy heerlikheid aan jou geopenbaar en daar groei jy geestelik. En sy heerlikheid is hy lieflike geur van Christus wat dan deur jou tevoorskyn kom. Kom ons probeer hierdie hoofstuk klaarmaak. Nee, ons het nog 5 minute. Ek het gesê ek gaan nie jaag. Ons moet eintlik, jy weet. Nee, ons gaan nie jaag. Ons jaag nie, ons haas ons langsaam. Hoe sê hulle? Haas jou langsaam. Langsamerhand. Langsamerhand. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. Waar is ons nou? Vers 9. En by 'n ryke was hy in sy dood. Julle weet Josef van Arimatea. Hierdie is presies net so gebeur. Josef van Arimatea was 'n ryk man wat in die Sanhedrin was. Hy het Jesus gevolg, maar in die geheim. En toe Jesus gekruisig is en hulle hom uit nog aan die kruis gehang, toe het hy gegaan en gevra of hy die liggaam van Jesus kan kry. Daar word die voorspelling waar. Kan die mense, die rabbies en die skrifgeleerdes vandag in die Joodse kringe wat hierdie lees elke dag, kan hulle nie besef dat dit klaar gebeur nie, net so. Yes. Hierdie spesifieke wat jy nou gelees het. Uit tog. Hy was geen onreg gedoen nie en geen bedrog in sy mond gewees nie. Nou hier kom ek nou by vers 10. Maar dit het die Here behaag. Om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. Nee. Dit nou word die Here die skuld. Weet jy, ons baie mense maak so, gee eers die duiwel die skuld en as hulle nie meer ander opsies het nie, dan begin hulle die Here die skuld gee. En dan is die dominee ook in die moeilikheid en die pastoor. Dis hulle skuld. Okay, jy is nou besig om te soek dan na iets, né? Dit het die Here behaag. Ja. Nee. So daai woordjie moet ons Verkeerd omkring vertaal. en omreg skryf. Verkeerd vertaal. Hoe moet hy klink? Verkeerd vertaal. Skryf net hierdie sinnetjie af. Ja, goed, En ons skryf dit dan af. gaan jy dit verstaan. Ek het dit in Afrikaans geskryf sodat jy dit kan vang. Die kruisiging van Jesus was 'n gekoördineerde aksie van die drie-enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. Vader,
Seun en Heilige Gees. In Filippense 2 sien ons dat Jesus het besluit om die offerlam te wees. Hy het gekies, hy het gesê ek sal dit doen. Dis soos wanneer ons 'n funksie hou, dan sê die een, hoor jy, ek sal dit doen. Daai een sê, ek sal dit doen. Dit was 'n gekoördineerde aksie van die drie enige God. Ja, en as jy mooi daaroor dink, die Seun, Vader het ook 'n besluit, net soos Jesus besluit geneem en die Vader sê, ek is so lief vir my seun, maar ek gaan hom as 'n offer gee. Kan julle dit sien? Dit het hom behaag ter wille van ons. Ek kom daarby. Ek kan Die ook maar seun- iets sê, né? Die seun het die offer geword vir al ons sondes en dit was sy besluit. Dit was die seun se besluit Maar die om daai Vader rol het aan dit te neem. toegelaat. Die Vader het die offer wettiglik aangeneem En dis wat hom behaag het. en wettiglik die boeke skoongemaak. Skryf af, want julle gaan En dit dit het hom vergeet. behaag. Kan julle die behaag sien op die regte plek nou? Dit het God behaag. Dit as 'n mens dit so op die oog af lees, dan Ja. lyk dit vir God wel lekker was om sy seun nou te Nee. slaan. En die Heilige Gees was by al hierdie goed betrokke van die begin af. Hy was in die Jesus, hy het hom krag gegee, hy het hom Hy het hom dit krag laat gegee. deurgaan. Ja. Aan die kruis Hy was die die Heilige Gees Gees. dieselfde pyn ervaar en dieselfde ja, ek sien dit. En die ek sien Heilige Gees het met die opwekking van Jesus uit die dode, het die Heilige Gees die hoofrol gespeel. Ons woorde wat ons geleer het van krag, né? Dynamus, ischus, kratos, al daardie goed, was die Heilige Gees. Nou Romeine 8 vers 11. Romeine 8 vers 11. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, en hy woon in julle, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, hy het, ook julle sterflike liggame lewendig maak, deur sy Gees In die Engels sê, it will quicken your mortal Wat? body. in julle woon. Ja. Hou van Halleluja. hy gee spoed Yes. aan jou liggaam. Wow. En dan Hebreërs 9 vers 14 is so mooi. Hebreërs wat? 9. Vers 14. Ek gaan lees vanaf vers 13. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreiniges besprinkel heilig gemaak het tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer, Sê almal, hoeveel te meer? hoeveel te meer Ja. sal die bloed van Christus, kan jy sien wat ek sê? En nou die volgende, wat homself, Wat homself, hy het self toegestem. hy het self besluit, hy sal dit doen, deur die ewige Gees, Daar was die Gees betrokke. met die werking van die Heilige Gees, aan God, Die Vader. sonder smet, geoffer. Sien jy daai drie eenheid? Dit was daar. Wow. En daardeur is julle gewete gereinig van dooie werke om die lewendige God te dien. Halleluja. Amen. Ons het nog 2 versies. Hierdie is vir my so mooi. En as ek mag sê, die film van Mel Gibson het hierdie deel uitgelaat van, en dit het my die hele tyd gepla. En toe ek gister die studie doen, toe kry ek hierdie gekoördineerde aksie Van die 3 eenheid. van die drie eenheid, en dit het jy nie gesien in die film nie. In die film het jy Jesus gesien as 'n enkeling wat daar hang, maar jy het nie die interaksie
Jy het nie gesien hoe die Heilige Gees hom krag gegee het. Ja. Jy het nie gesien. Nou, so by the way, Mel Gibson is besig met die volgende film, The Resurrection of Christ, want hy sê self, hy wil nie hê dit moet daar eindig nie. Hy wil graag wys hoe Jesus oorwin het. En dis waarom die Vader behaag was, want die Vader die hele storie Amen. geken. Hy het geweet dit gaan erg wees, maar die heerlikheid wat daaruit gaan, daai heerlike Amen. geur wat dan gaan voorskyn kom. Amen. En natuurlik nou onthou Jesus sê ek gaan julle almal saam my neem. Amen. En nou is ons ook in die ding. Die hele ganse mensdom. Amen. Kan julle sien hoekom die Vader behaag is daardeur? Maar dit gaan oor ons. Dit gaan oor ons. Die liefde van die Vader vir ons deur Christus Jesus. Wow. Ons is nou by vers Jesaja 53 vers. O, God, ek het gedog jy gaan afsluit nou. Vers 11. Okay, lees jy, want ek gaan nou eers... Waar is ons? En is net mee begin. Okay, kom ons lees vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Ons verstaan nou daai behaag, omdat die drie eenheid was betrokke daarbey. Kom ek sê dit net, laat dit op die ding weer gaan. Ja, Die offer wat Jesus besluit het om homself te gee as 'n offer, daardie besluit het God behaag. En God het die offer nou kom met dit mooi blydskap aangeneem. so vandag as ons onsself ook gee, Yes. dan behaag dit die Here. Romeine 12. Selfs al gaan jy deur moeilike tye, want Ja. baie keer, nie baie keer nie, dit is altyd so, Ja. wanneer jy volgeling raak van Christus. Yes. Nou hier's net iets wat ek hier wil sê. Ja. Dis is Matteus 28. Jesus sê, gaan dan heen maak wat? Disippels, maak volgelinge. Hy sê nie maak lidmate nie. Nou vandag gaan die kerke en hulle maak lidmate en hulle dink dis die groot roeping. Hulle maak lidmate van hulle spesifieke doktrine. En nou sit die kerk vol wat? Lidmate. En nou is daar moeilikheid, want daar's geen volgelinge van Jesus nie. So wat is die beste? Maak volgelinge van Jesus. Ok, kom ons lees verder. En hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. En wie word nou sy hande? Ek en Ons jy. is. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, denke, gedagtes en gemoed, sy sieldimensie, het Sal hy dit sien en gaan jy aan. versadig word. Ja. Deur sy kennis sal my knegt, hoofletter, die regverdige baie regverdig maak. Die vrygespreektes nog En- meer vrygespreek En word. hy Dis sal ek en hulle jy. skuld Dra. dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy byt verdeel. Selfde as Filippense 2. Ja. Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid. En hy doen dit nog steeds vandag deur ons. Nou elke keer wanneer ek en jy begin bid vir ons medemens en veral wanneer jy in die gees bid, dis in vreemde tale, die hemelse taal, dan tree hy in saam met jou en die volmaakte gebed word gebid. Vader, ons dankie vir u woord vanmôre. Ons dankie Here dat ons kan verstaan en kan snap en al hoe meer van Jesus in ons lewe kan ervaar deur die woord. Vader, ons gee al die lof en al die prys in Jesus naam. Amen. Pastoor, nie stop dit nie. Pastoor Miepie het gesê, ons moet neerskryf, deur God geslaan, en Pastoor Miepie wil iets op daaroor gesê het. Okay, goed. Praat jy van die sinnetjie wat ek wou gesê het? Tot waar het jy geskryf? Nee, Pastoor Miepie het begin, toe ons gegaan het sê in die vers, onthou, deur God geslaan. Okay, dis wat ek hier wil inbring. dit is God hier het met- hom nie geslaan nie. Jesus het self besluit om toe te laat Dat hy geslaan word. geslaan En dit word. pas by Dankie behaag. Karen. Daar's hy. Dankie, baie dankie. Dankie Karen. Dit plaas dit in perspektief. Seëninge vir almal wat geluister het en Yes, amen. stuur tog vir ons Dankie, 'n Karen. like daarso en dat julle het dit ontvang en wat dit vir julle beteken. Praat bietjie met ons, veral die wat op WhatsApp dan dit ontvang of die wat op 'n ander plek Yes, ontvang. Asseblief, ons kan julle op die WhatsApp groep ook sit van die gemeente. Ja, dankie Karen dat jy daai ingebring het. Want toe ek nou hierdie verduidelik van dis nie dat God is nie sadisties. God die Vader was nie sadisties om in die hemel te sit en te sê, ek like dit nou dat my seun so swaar kry. Nee, onthou hulle die drie enige God, al drie is gelyk.
God die Vader het nie senioriteit en sê, okay Jesus, jy sal dit doen en jy sal dit doen nie. Hulle is al drie gelyk. Amen. En hulle is ewe, nee. En Jesus het gesê, ek sal dit doen. En die Vader kom en hy sê, ek neem hierdie offer aan, want dis 'n sondelose offer. Dis wat hom behaag het. En dit het hom behaag. Amen.